Kom doen saam die 5-vinger geduldtoets. Het jy al ongeduldig geraak as jou ma jou laat by die skool plaai? Het jy al vir die meneer of juffrou genag en gevra wanneer jou toets se punt terugkry? Het jy al vies geraak as iemand voor jou in die snoepiery indruk? Het iemand jou so geïrriteer dat jy sommer geïrriteerd lyk? Was jy al ooit laat vir iets gewees en ongelooflik kwaad geword vir die stadige oom of tannie wat voor julle ry? Hallo julle, ek is Jacy en baie welkom by Deegsel met Dinsdag. Ek het ongelooflik sleg gedoen in my 5-vinger ongeduld toets. Comment, hoeveel het jy uit 5? Hoe ongeduldig is jy? Ek was toch al regtig ongeduldig geweest en ek moet bieg. Vanoggend toe ons hierdie video nou moes opneem, ek dink dit is die 3de keer wat ek soveel geduld moes hê met die bure se kinders. So ja, ek dink ongeduld is nogals, of geduld is definitief 'n vrug waar mens moet werk, of nie aan werk nie, maar regtig God vra om jou te help om meer geduldig te wees. So, ek en jy is baie keer ongeduldig met mekaar. Ek en jy is baie keer ongeduldig in ons wagseisoene van ons lewens. Jy wag dalk byvoorbeeld vir 'n kerel of 'n meisie om oor jou pad te kom. Jy wag dalk vir die regte vriende wat oor jou pad moet kom. Jy moet dalk geduldig wag vir 'n deurbraak in jou lewe, ietsie, 'n miracle wat moet gebeur in jou lewe. In Romeine 2 vers 4 staan daar: God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit nie vir jou iets nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering belei nie? God is so geduldig met ons. God is so 'n geduldige God en hy doen dit so uit liefde uit. Een van God se baie wonderlike eienskappe is geduld. God het 'n onuitputbare reserve van geduld. Ek dink aan die stories van Thomas en sy ongeloof. God was so geduldig met hom gewees. Ek dink aan Saulus wat sy eie kop gevolg het en God was so geduldig met hom gewees en hy het hom so gebruik om die koninkryk van God te bou. Ek dink aan Petrus wat God verloon het. En God kon enige tyd een van hierdie 3 manne dood laat neerval het, maar hy het nie. Hy het geduldig gewag vir hulle om hom te kies. En daarom wys dit net hoe God ons liefhet uit geduld uit. Nou, voordat jou ma is, of jou vriend is, of jou onderwyser is, is hulle eerste kinders van God. Daarom wil ek regtig jou aanmoedig om daaraan te dink elke keer as jy so geïrriteerd raak met iemand of jou nie meer wil verloor met iemand, want hulle is God se kinders. Voordat hulle jou vriend is hulle God se. En daar staan in Efesiërs 4 vers 2, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Soos wat God jou verdra, in liefde, kan ek en jy geduldig wees. In Korintiërs 1 vers 13 is een van liefde se eienskappe geduld. En dit is vir my so mooi, want dit wys net vir my dat wanneer ek en jy lief is vir mekaar, sal ons geduldig wees met mekaar. Dis een van die eerste eienskappe wat Paulus noem in Korintiërs, is die liefde is geduldig. Daarom kan ek en jy lief wees vir mekaar en geduldig wees met mekaar, want dit is presies wat God is met jou. Hy is geduldig vir jou, hy is geduldig vir jou terugkeer na hom. Hy is geduldig met jou om weg te draai van jou sondes af. God het jou so ongelooflik lief en die awesome ding van God is hy het nie robotte gemaak nie. Hy het mense met 'n vrye wil gemaak om hom te kies. Nie omdat jy moet nie, maar omdat jy hom wil kies. We are designed to live for him. Ek en jy is gemaak om vir Christus lief te hê en 'n pad saam met hom te stap. En daarom is dit net so cool om te weet dat God geduld het met jou en jou terugkeer na hom toe. Maar jy sê, hoe is ons geduldig met mekaar? Ek en jy kan wanneer ek en jy ons nie meer wil verloor en ongeduldig wees met iemand, kan ons heel eers dink en vir onsself sê, voordat ek nou ongeduldig is met hierdie vriend, gaan ek dink dat hulle eerste Godsin is. En ek wil hê jy moet dit 'n gewoonte maak in jou lewe. Ek wil hê jy moet dink, maar hierdie is God se kind. Wie is ek om ongeduldig met hom te wees? En dink terug aan al die kere wat God geduld gehad het met jou. God is so geduldig met die keer toe jy slegte gewoontes gehad het, die keer toe jy nie teruggedraai het na hom toe nie, maar tog is hy so geduldig met jou. Daarom kan jy dit in gedagte hê wanneer jy geduldig moet wees met iemand anders. God is baie lief vir julle en ek hoop regtig dat
hierdie ietsie deurgebring het tot jou toe. Ek is baie lief vir julle en dan sien ek julle volgende week en onthou hierdie Vrydag is Rickert se Vierige Vrydag video. Okay, bye julle. Gaan like en share.